Goeiemôre aan al die inluisteraars. Ons sê vir julle baie welkom by ons gemeente Tehillah in Centurion, hier in Pretoria. Ons vertrou dit gaan goed en dat dit by u ook 'n lekker sonnige somersdag is soos hier by ons. Ons praat vandag oor geestelike besnydenis. Ons skriflesing is Deuteronomium 10 vers 16. Deuteronomium 10 vers 16. Besny dan die vooruit van julle hart en verhard julle nek nie verder nie. Besny dan die vooruit van julle hart en verhard julle nek nie verder nie. So dis baie duidelik, met 'n besnydenis is dit wegneem van 'n gedeelte van jou liggaam wat weggaan. En nou sê die Here, besny die vooruit van julle hart. Met ander woorde, maak oop jou hart. Hoor wat die Here wil sê, besny jou hart. Laat die Here toe om met jou te praat vandag. En dan sê hy, verhard jou nek nie. Nou as iemand hoogmoedig is, en of iemand, 'n stout kind wil nie luister nie, ek het al opgelet, dan loop hulle met 'n stywe nek. Hulle verbeel hulle, as hulle nek styf maak, dan hoor hulle ook nie. So dis eintlik hoekom die Here kom en sê, verhard ook nie jou nek nie, want in dit is dit om te sê, ek hoor niks nie. En dan kry ons Jeremia 4 vers 40. Ag, ja jemel, ek het dit gehad en nou het ek dit verloor. Sorry, Jeremia. Jeremia 4 vers 4a. Besny julle vir die Here en verwyder die onbesnedenheid van julle hart. So hier praat die Here van geestelike besnydenis van die hart. Besny julle vir die Here en verwyder die onbesnedenheid van julle hart, manne van Juda en inwoners van Jerusalem, dat my grimmigheid nie soos 'n vuur uitgaan en brand, sonder dat iemand kan blus nie, weens die boosheid van julle handelinge. Besny julle vir die Here en verwyder die onbesnedenheid van julle hart. Met ander woorde, die onbesnedenheid van jou hart dui daarop dat jy nie luister na die Here, dat jy nie jou hart oopmaak om te hoor wat die Here vir jou sê nie. Om jou hart te besny beteken in werklikheid om die ou mens met die ou natuur uit jou hart te haal. Dit wie jy was voor jy tot bekering gekom het. Dit wie jy soms toelaat, laat dit nog bietjie kop uitsteek. Nou kom die Here en hy sê, kom besny jou hart, haal die ou mens, want die ou mens, ons almal is maar mens, die ou mens is hardkoppig, die ou mens weet van beter, die ou mens want my way, nie 'n ander pad nie, is only my way, or the highway, so gaan op al dieselfde goeder. Die ou mens is die een wat nie sy antwoorde by die Here soek nie, maar sy eie kop volg. Nou kom die Here en hy sê, besny jou hart, soos wat die vooruit in die Bybelse tyd in die Ou Testament besny is, was 'n teken van om te sê, ek submit aan God. Die Joodse manne het hulle besny om te sê, ek behoort aan God, ek besny my vooruit, sodat ek kan weet, ek is 'n kind van die lewende God. Nou sê die Here, in die praktyk wil hy hê, ons moet ons harte besny, dat ons harte oopmaak, dat ons die woord van die Here kan hoor. Ons kan dit nie op ons eie doen nie, en het die krag van die Heilige Gees nodig, om ons hart te besny. Jy kan nie besluit, Here, nou kom ek en dankie dat u nou my hart besluit. Dit moet 'n wesentlike besluit in jou binneste wees, dat jy besluit, ek gaan my hart besny. Ek gaan toelaat, dat die Here my verander, soos hy my wil hê. Die Here moet ons hart besny om ons te help, om ons probleme te oorkom. Nou, hoekom moet ons hart besny, om ons probleme te oorkom? As ons nie ons hart besny om ons probleme te oorkom nie, dan wil ons probleme op my way, the highway, oorkom. Ons wil ons probleme oorkom soos ons dink dit goed is.
Maar die Here wil hê, ons moet ons probleme oorkom, midde met hom, om hom te vertrou met ons probleme, dat hy in dit oorwinning bring, want die Here weet, ons is feilbare mense, ons kan nie ons eie probleme oorkom nie, maar in die Here kan ons probleme oorkom. So nou kom hy en sê hy, hou op om te probeer, besny jou vooruit, kom maak skoon, kom haal af die eie ek, die self reg kry, en vertrou my, laat ek dit vir jou doen. Daar is foute probleme in ons lewe wat daartoe aanleiding gee, dat ons op ons eie wyse wil aangaan in ons lewe, ons loop in ons eie calling, en dat die profetiese woord nie in vervulling kom nie. Nou as daar iets is wat ek geleer het, is dit, God het 'n droom vir elkeen van ons. En ons moet verstaan, dat net jy kan in jou droom inloop. En dat jy by God die padkaart van jou lewe moet kry. Daarom sê hy, besny jou vooruit, kom in lyn met wat ek vir jou instoor het. So hy wil hê, dat ons moet hierdie eie ek, hierdie eie krag, eie probeer, dat ons dit moet los en God moet vertrou. Daar is foute en probleme in ons lewe wat daartoe aanleiding gee, dat ons nie in ons calling inbeweeg nie, en ook dat die profetiese woord nie in vervulling kom nie. Nou profetiese woord is woord wat 'n gelowige vir jou gee, wat die Here vir hulle gewys het. Maar nou maak iets vir my sin. Gistermiddag, toe ek hierdie preek voorberei, is interessant, gistermiddag toe ek die preek vir vanoggend voorberei, toe praat die Here met my oor die 3 mans wat in my middeljare vir my, vreemde mans wat my nie ken nie, hulle weet nie eens wie ek is nie, van hulle tot Engels met my gepraat, so hulle weet niks van my nie, en die 3 mans, gister kom het ook voorberei na my toe, dat die Here profete oprig, op plekke wat jy dit nie verwag nie, op situasies waar jy dit nie verwag nie, dat die Here partykeer, wat hy baie keer sê, hy sal 'n klip laat uitroep, laat hy vreemde mans vir my sê, daar's 'n roeping op jou lewe, wat hulle weet nie eens my naam nie. En gistermiddag, toe dink ek, dis eintlik 'n goddelike wonderwerk, laat 'n wildvreemde man wat niks van jou weet nie, en jy is klaar al in jou middeljare, okay, as mens vir 'n jong mens sê, daar's 'n roeping op jou lewe, dan maak dit vir my sin. Maar toe dink ek daaraan, hoe seker moes daai mense geweet het, soos hulle weet, dis God wat met hulle praat, om vir 'n vrou in haar laat 40s, begin 50s te sê, die Here roep jou vir die bediening. En toe besef ek, ja, hulle moes so duidelik God se stem gehoor het, om dit vir my te kon sê, en dis wat die Here nou sê, ons moet in ons profetiese woord inloop, ons moet in dit wat God vir jou in die Bybel wys, teksversies wat die Here vir jou wys, moet jy vat en jy moet dit jou eie maak, want dis hoe die Here met ons praat. En nou kom die Here en sê, moenie in jou eie koning loop nie, loop in dit wat ek in die woord vir jou wys, loop in dit wat ek vir jou sê, loop in die roeping wat God vir jou gegee het, sodat jy bly in dit, al maak dit nie sin nie, al sien jy nie lig nie, hou vas daaraan, want God is in dit. Die Here kan jou net verder as jou probleem vat. As jy bereid is om te luister na die Here, sal hy jou help om jou issues en jou probleme te oorkom. Ek gaan weer sê, die Here kan jou net verder as jou probleme vat, as jy bereid is om na hom te luister en bereid is om toe te gee. Want ken julle my plannetjies en my idees? Ek het baie keer plannetjies en idees, en dan kom die Here, dan
override hy dit, dan neem hy dit weg, en dan wanneer jy in sy pad, sy weë begin wandel, dan sien jy, dis God se pad, en hy maak die dinge gelyk. Wanneer ons eie idees oor ons lewe, ons eie idees oor ons situasie, dit wat nou, die hier en die nou in jou lewe gebeur. Wanneer jy kom en sê, Here, ek vat die hier en die nou, en ek skuif dit een kant toe, en ek gee die hier en die nou vir u, nou gaan ek nie meer my idees toepas nie. Ek vertrou u met my lewe, en ek gee my lewe nou vir u, dat u dit in werking stel, dat u my gebruik soos u my wil gebruik, dat u met my lewe maak, dit wat u wil hê, ek moet maak. En nou kom die Here vandag en hy sê vir jou, jy moet by die punt kom, waar jy bereid is om introspeksie te doen, en naak voor die Here te staan. Om naak voor die Here te staan, is om te sê, Here, ek ontbloot myself voor u. Dit wat nie reg is nie, haal dit weg. Dit wat nie vir u goed is nie, neem dit weg. Dit wat u nie wil hê nie, haal dit uit. Is 'n verskriklike ding om naak voor die Here te staan. Want dan staan jy voor 'n regter, en hy kom en hy eis van jou. Hy kom en hy sê, my kind, jy staan nou naak voor my, en vandag is dit ek en jy wat na jou kyk. En ons kyk binne wat daar aangaan. Papi, bring vir my net 'n tissue asseblief. Dankie. En dan wanneer ons naak staan voor die Here, moet ons vir die Here sê, Here, nou staan ek naak voor u, maar nou vra ek, Here, haal dit af wat in my kleef, wat nog gewoontetjies, maniertjies, 'n denkpatroon, 'n leefpatroon, maniere waarop ons leef, maniere waarop ons operate, maniere waarop ons dink, maniere wat ons doen, maniere waarop ons praat, die maniere wat ons toelaat om ons denkpatroon te verander, wat nie vir God welbehaaglik is nie, as ons naak staan, dan sê die Here, kom verwyder alles wat nie vir u welbehaaglik is nie. Haal die eie ek uit, en maak my skoon, en reinig my. Dan te sê, Here, nou staan ek naak voor u, en ek vra, kom verwyder dit, wat skeiding maak, tussen my en u. Haal dit, wat tussen my en u staan, haal dit weg, en maak my skoon, maak my skoon. Haal dit wat skeiding maak, wat toelaat, laat ek toelaat. Laat dit 'n afstand tussen my en u bring, haal dit weg. Dit is om die spieël na jou toe te draai, en waaragtig eerlik met jouself te wees. Ek maak klaar vir kerk, en toe dink ek, laat ek, want ek is toe bietjie haastig, want ek kan sien Pieter is nou reg om te ry, en ek kyk in die spieël, en ek dink, hemel, maar jy het baie plooie bygekry. Net toe ek so kyk vir myself, toe dink ek, jy het oud geword, jy het plooie gekry. Dit is wanneer jy partykeer naak na jouself kyk, en die ware jy sien, en dis wat God sê, kom staan voor my, kom staan naak voor my, en sê, Here, hier is ek, wys my, wat is vir u nie welbehaaglik nie, openbaar aan my, watter areas in my lewe moet ek nog aan werk. Dis om die spieël na jou toe te draai, en waaragtig eerlik te wees met dit wat jy sien. Hoe lyk jou stilte tyd? Hoe lyk jou gebedstyd? Hoe lyk jou gedagtewêreld? Hoe lyk jou lewe na jou familie om jou? Hoe lyk jou lewe na jou vriende om jou? Hoe lyk jou verhouding 24 uur met die Here
Draai die spieël en kyk na jouself. Daar is sommige wat nou dink, maar jy ken nie my geskiedenis nie. Baie mense het al vir my gesê, as jy weet waardeur ek gegaan het, dan sal jy verstaan dat ek die mens is wat ek is. As daar iets is wat ek besef, almal van ons het 'n verlede. Almal van ons het 'n storie om te vertel. Almal van ons is deur slegte tye. Almal van ons is deur goeie tye. Almal van ons het al iewers langs die pad swaar gekry. Almal van ons het al iewers langs die pad gedink, Here, waar is U? Hoekom gryp U nie in nie? Hoekom ruk U nie die saak reg nie? Ruk sommer daai persoon ook reg as dit nodig is. Kom verander die situasie. Ons almal is daardeur. Nou kom die Here en hy sê vir ons hierso, draai die spieël en kyk in die spieël, wat sien jy? Baie mense kyk in die spieël en hulle dink ek het swaar gehad. Ek is deur hel in my huwelik, of my werk, of in my finansies. Ons kry swaar, of ek het swaar gehad, of ons het gesondheidsprobleme gehad. En dan kyk, dink jy maar, Here, ek het rede om te wees wie ek is, soos ek is. Sê God, nee, ek is daar vir jou. Dis hoekom ek daar is, dis hoekom my Heilige Gees daar is. Watter labels dra jy met jou saam en dink ander moet dit verstaan? Jou jammer kry oor jou labels. Ek kry dit baie, as mense kom vir berading, dan kom hulle met labels. Ek verstaan, want die label maak dat hulle kom vir berading. Daarom sê die Here, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Hoekom sê die Here dit? Want hy besef, ons almal gaan deur 'n meele, ons almal kry swaar, ons almal het probleme, ons almal sukkel om te oorkom. Die lewe is nie net wonderful nie. As dit so was, sou ons God nodig gehad het, as alles net goed gaan in ons lewe. Nee, dis 'n dag tot dag wandel met die Here. En die Here bring situasies in ons lewe om karakter te vorm. Nou kom die Here en hy sê, kom met jou labels, bring hulle. Ek is hier vir jou. Die Here kom en sê, ek, jou Vader God, maak alles nuut. Ek verander jou situasie. Ek verander jou situasie in so 'n mate dat jy sal weet, my kind, ek het ingegryp in jou lewe. Ek het ingegryp. Ek maak dit nuut. Die Here kom en sê, vandag vir jou, hy bring herstel. Hy bring herstel vir jou, en hy gaan herstel vir jou bring. Daar's 'n voorwaarde waaraan hy herstel bring. Hy sê, hy kan net herstel bring as jy hom toelaat. So as jy God toelaat om herstel te bring, dan kan hy herstel bring. Maar jy moet hom toelaat. Die Here sê, verstaan, jou pynareas, die pynareas wat jy in jou lewe gehad het, is eintlik jou medalje-areas. Is eintlik areas waar jy 'n medalje moet kry, want jy survive, jy het oorleef, jy het deurgedruk. Daarom word dit jou pynareas, jou medalje-area. Jou medalje wag vir jou, as jy bereid is om 'n oorkomer te word. God sê vandag vir jou, ons kan oorkom. Daar wag 'n medalje vir jou in die hemel. As jy bereid is om terwille van hom vas te byt in dit wat nou in jou lewe is, wat swaar is, wat moeilik is, situasies wat jy moet hanteer, of goed van die verlede wat nog by jou spook, nou kom die Here en hy sê, ek gee vir jou 'n medalje, my kind. Ons gaan krone kry in die hemel, as ons bereid is om 'n oorkomer te word. Besluit vandag, Here,
Vandag maak ek klaar. Ek gaan nie toelaat laat die winde my vuurtjie doodblaas nie. Ek gaan nie toelaat dat hierdie probleemarea in my lewe my vreugde steel, my oorwinning steel, my bekommerd maak, my benoud maak, my keel laat toetrek. Ek gaan dit nie toelaat nie. Ek gaan in oorwinning stap. Maar dan moet jy bereid wees om nou te kan sê, Here, ek gee my issue, my bekommernis, gee ek vandag vir U. Ek oorhandig dit nou. En ek sit daai groot klip, wat ek so met my saamdra, sit ek by U voete neer. En Here, U moet net kyk, ek sit dit daar mooi by U voete neer. Want Here, hierdie klip is so swaar, ek kan hom nie meer eintlik dra nie, ek sit hom nou by U voete neer. En dankie Here, as die klip by U voete is, dan is my las lig. Want ek dra nie meer my eie las nie, ek gee my las nou vir U. En dan oorhandig jy in liggaam, siel en gees daardie las vir die Here en gee dit vir die Here. Dan kan jy verklaar, Here, my las is by U voete, ek gaan sterker word. Ek gaan hierdie toets, wat U op my pad gebring het, gaan ek hierdie toets slaag. Ek stap in oorwinning, want hierdie toets gaan ek slaag. As 'n beginsel wat ons moet verstaan. Die Here kan jou net verder neem, sover hy hom toelaat. As jy so besig is om jou eie probleme te probeer oplos, en idees te hê hoe om jou eie probleme op te los, dan kan die Here niks doen nie, want dit is in jou hande. Maar as jy vandag kom en sê, Here, ek gee my issue vir U, en ek los die issue daar, ek sit die klip daar by U voete neer, en sê dan, Here, nou is dit U issue. Kyk U na die klip, ek is los van die klip is nie meer deel van my nie. Kom die Here en hy gee ons 'n belofte. Ek is met jou al die dae van jou lewe. Wees sterk en volmoed. So nou kan ons in oorwinning stap, want ons het die klip neergesit. En dan kom ons, dan kom ons en ons het die klip neergesit en ons stap op God se oorwinning. En hy sê, wees sterk en volmoed, want die klip is by my. Dis nou my probleem, nie meer jou probleem nie. Die klip is daar by my. Die Here het ons klip gevat. Hy vat ons bekommernis. Maar nou maak ons, die Here het gesê, sit dit neer. Maar nou maak ons soos die verspieders gemaak het. Die verspieders wat moes gaan kyk het na die land, of hulle die land van Israel sou ingaan. En die verspieders het gesê, daar's reuse, daar's baie groot manne, en 'n sterk manne, en ons weet nie of ons hulle sal kan oorwin nie. Hulle het so teen al die probleme gekyk, en twee mense het gesê, met God se hulp sal ons dit regkry. Die ander 10 het gekyk en hulle het gesê, die mense is groter en sterker as ons. En omdat hulle groter en sterker is, het ons nie 'n kans nie. En weet jy, ons doen presies dieselfde. Ons kyk na ons probleme, ons kyk na ons situasie, en ons dink, Here, kyk hoe groot is dit, kyk hoe sterk is dit, ek het nie 'n kat se kans teen dit nie. Ek kan nie in oorwinning stap nie, want kyk net, dit is amper onoorkomendlik. En die Here sê, hy twee verspieders wat die geloof gehad het, wat gesê het, ons kan hulle oorwin. God wil vandag hê, dat jy die hart van daai verspieders moet hê. Dat jy moet opstaan en weet, God is met jou. Hy sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Toe hulle kom, die twee en sê, maar ons kan oorwin.
toe gee die Here hulle 'n belofte, dat hy hulle die beloofde land sal invat, en by hulle wees, en hulle sal ondersteun, en onderskraag. En vandag kom sê ek vir jou, daai belofte, wat vir die verspieders, vir die volk gegeld het van Israel, ons is ook God se volk, omdat ons gelowig is, daai belofte geld vandag nog vir ons. Hy sal ons nooit laat vaar nie. Ek het hier geskryf, toe die mense gekom het en gekla het en gesê het, hulle is so groot, ons sal hulle nie wen nie. Het die Here indirek gesê, so what, as hulle groter is as julle, want ek is groter as hulle. Ons moet verstaan, die Here is groter as ons probleem, groter as ons omstandighede. So wat laat ons omstandighede groot is? God is groter as dit. En hy sê vandag, moet ek geloof in julle inbou, sodat julle in oorwinning kan stap en groter as julle probleem word. Staan op julle belofte. Here se belofte sê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. So hy is midde in jou probleem. Haal jou oë af van jou Goliate wat jy sien. Hou op om na jou probleme te kyk, hou op om na jou situasie te kyk. Die Here sê vandag, hy is in beheer. Wil ek vir jou moed gee, sien God se onsigbare hand agter jou. Hy's daar, hy's by jou, hy ondersteun jou. Bely vandag, Here, ek twyfel baie keer. Ek laat toe dat ek 'n lewe leef van klein geloof. Hoekom is ons klein geloof? Omdat ons vaskyk teen die probleem. En wanneer jy afkyk en jy kyk na die probleem, dan sien jy net die probleemarea. Maar wanneer jy opkyk, dan sien jy die hemelruim daarbo en hoe groot dit is. Die almagtigheid van God. Die Here sê vandag, kyk op. Ek is groter as jou probleem wat hier onder op die aarde en klein is. Die Here kan vir ons niks doen as ons hom nie onvoorwaardelik vertrou nie. Jy sien, dis maklik om te bid en te sê, Here help ons en dankie dat U ons gaan help. Dis een ding. Maar om in jou hart die Here te vertrou en te sê, Here, nie ek, nie iemand anders kan die situasie verander, maar buiten U. En die Here so te vertrou, dat hy die hele set-up, die hele situasie, moet beheer en verander, en dan om nou op hierdie oomblik te kom en te sê, Here, gee my geloof. Gee my geloof om die onmoontlike, wat vir my onmoontlik lyk, te vertrou dat U in dit is. En maak my vry, dat ek my las wat ek daar gelê het, nie weer terugneem nie. Die verspieders wat nou gesê het, hulle is so groot, ons sal nie kan inkom nie. Die woord sê, nie een van hulle het die beloofde land binne gegaan nie. Nie een van hulle het die beloofde land binne gegaan nie. Hoekom? Omdat hulle nie die geloof gehad het om God te vertrou nie. Hulle het vasgekyk teen obstacles, tussen krisisse wat in die gesig staar. Hulle het hulle blind gestaar daarteen, terwyl hulle moes God vertrou, hulle moes opkyk. Die Here soek manne en vroue wat hulle oë te midde van hulle omstandighede, hulle oë op God gefestig hou en dit daar hou. So die Here wil vandag vir ons sê, my kind, kyk op en hou jou oë bo, moenie afkyk nie. Kyk op. As jy opkyk, dan kan ek iets vir jou doen, maar as jy kyk na jou probleem en ek weer daai klip wil op, dan kan ek niks vir jou doen nie. Dis jou keuse of jy opkyk of nie. Ek haal 'n skrif aan wat sê, met my God spring ek oor 'n muur, met my God loop ek 'n bende storm.
Dis nie onmoontlik om oor 'n muur te spring en 'n bendestorm te loop, man alleen. Maar met die Here is alles moontlik. Dis wat hy eintlik probeer sê. Dat hoe jou saak lyk, hoe moeilik dit lyk, wat die omstandighede is, vertrou die Here in totaliteit dat hy die onmoontlike moontlik maak. Dalk is hierdie muur of bende jou huwelik, finansies. Ek het hier geskryf jou skoonma. Jou twyfel of God 'n waarmaker van sy woord is. Wat jou krisis is? Wat is jou krisis? Gee dit vir die Here. Los dit daar by die klip, by die Here. Los dit net. Gee vir hom toestemming. Haal jou hande daarvan af, haal jou idees daarvan af, haal jou plannetjies daarvan af. Gee daai klip net so vir die Here en los dit daar. Vandag wil ek vir jou sê, al moet die Here afkom en engele stuur, om die oorwinning vir jou te laat behaal. God is getrou. Hy sê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. So hy sal oorwinning bring, al voel en lyk dit nie of daar oorwinning is nie. Vertrou God. Ons moet 'n paar goed vir mekaar sê. Die Here het nêrens gesê dat hy ons op wolkies laat lewe nie. 'n Wolk is sag en pragtig. Ek sien altyd hierdie, wat is hierdie spookasem? Ons wil droom, laat ons bly soos in spookasem, maar ons wil partykeer nie die werklikheid in die oë kyk nie, want dis nie lekker nie, dit upset 'n mens. Daar sal altyd Goliate wees, wat ons moet oorwin. En ons moet verstaan, die Here het nêrens in die Bybel gesê, ek gee vir jou 'n lewe van voorspoed. Daar sal nooit iets op jou pad kom wat jou op jou knieë gaan dwing nie. Die Here het dit nêrens gesê nie. Die Here het nie vir sy disippels dit gegee nie. Hy het vir niemand dit beloof en vir niemand dit gesê nie. Maar hy sê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. So te midde van wat? God dra jou deur. Die Here bring nuwe toetse. Hy bring nuwe insigte. Jaco, ek het net nou toe ek begin praat, toe kom lê daar 'n ding. Ek praat nou wat ek nie gebid het oor nie, want hierdie is nou skielik op my pad, maar dis snaaks toe ek begin preek, toe stuur die Here my gees oor jou. Ek het regtig gestuur in my gees oor jou beleef. Nou hierdie nuwe toetse, nuwe insigte, beleef ek geld vandag spesifiek vir jou. Ek kry hoendervleis. Ek weet nie hoekom nie, ek weet nie waarom ek dit vir jou sê nie. Ek het nie by die huis daaroor gebid nie, maar jy pla my al die hele oggend. Pla in aanhalingstekens, dis of die Here jou op my gees sit. En ek is hoendervleis. Nuwe toetse bring nuwe insigte. Weet nie wat dit behels nie. Hoor jy by die Here, maar ek het so hoendervleis van hierdie nuwe toetse en nuwe insigte. En ons moet verstaan dat daar kom vir ons almal nuwe toetse en nuwe insigte, want die lewe verander van dag tot dag. Niks bly dieselfde nie, wat vandag is, gaan nie môre wees nie. Elke dag bring sy eie dinge. So, ons moet verstaan, God kan nuwe toetse, nuwe insigte in ons lewe bring. Ek moet leer om my gedagtes te verander as ek 'n oorwinnaar wil wees. En hier lê 'n groot kruks in. Om in oorwinning te leef, renew your mind, hernie jou denke dag vir dag, want as jy vashak by the same old, gaan jy the same old kry. So renew your mind, hernie jou denke. Jy moet positief besluit, Here, ek gaan nie weer daai pad loop nie. Ek gaan nie weer, want anders bly jy vasval in 'n sekere stereotypiese manier van depressie.
Ek moet leer om my gedagtes te verander, sodat ek in oorwinning kan begin loop. Want as ek vir myself sê, God is vandag met my, God maak my meer as oorwinnaar, dan begin jy geloof kry om daarin te beweeg. Hou vas aan die visie wat God jou gegee het. Koester dit. Hulle sê 45% van ons gedagtes is negatief. So die mens is geneig om negatief te dink. Ek ken mense wat, as jy met hulle praat, hulle staar hulle blind teen negatiewe, hulle kom nie, dat hulle uit die issue kom nie. En dit, as gelowige, moet ons God so vertrou, dat ons daai klip daar neerlê, en dan kan opstaan, en renew your mind, die gedagtes skoonmaak, en sê, Here, net U kan daai klip verander. Ek vertrou U, en ek stap met 'n oop gemoed vandag. Nou wil ek vandag vir jou vra, gaan jy wat inluister, julle hier in die kerk, gaan julle op die vyand se speelveld bly? Of kies jy vandag om die Here se beloftes vas te gryp en dit aan te gryp en hierdie belofte toe te eien vir jouself? Ek sê jou nooit begewe en verlaat nie. Ek gee vir jou 'n mooi toekoms. Ek is in jou toekoms. Ek is in jou môre. Ek is met jou. Jy is meer as oorwinnaar deur Christus wat jou krag gee. Vat dit, stap met dit. En loop na daai klip toe en sê, klip, hoor my nou. Ek is meer as oorwinnaar deur Christus wat my krag gee. Verklaar lewe oor jou omstandighede. Spreek dit hardop uit. Hierdie verklaar lewe oor jou omstandighede. Met ander woorde, dit wat jou issue is, sê issue, hoor my nou vandag. God is in my môre, ek gaan nie toelaat dat hierdie issue langer 'n issue in my lewe bly nie. Ek stap in God se oorwinning. Ek eind vir my 'n nuwe toekoms toe, saam met die Here. Spreek hardop, sê vir die vyand, ek is meer as oorwinnaar deur Christus wat my krag gee. Moenie toelaat dat jou omstandighede jou lewe maak of breek nie. Kry 'n plan by die Here. Nou, baie keer, ek het 'n vriendin, wat Pieter baie irriteer. Sy bel my elke dag. Maar sy sê 'n saak wat vir my kosbaar is. As jy iets nie kan verander nie, dan waaragtig kan jy dit nie verander nie. Dan sy sê dan, it is what it is. Dit is goed dat jy nie kan verander nie. Nou sê ek hier, kry 'n plan by die Here, want 'n saak is, it is what it is. Jy kan niks daaraan doen nie. Maar, jy kan iets daaraan doen, kry 'n plan by die Here, want jy kan zero aan dit doen. Maar met God se hulp kan jy 'n verandering maak daaraan. Fokus op jou plan, op die oplossing wat die Here jou gee, en haal jou oë af van wat jy dink dit is. Dis vir my aangrypend. Weet julle wat doen ons? Ons het die probleem. En nou dink ons die probleem, ek weet nie, hoe gaan ons hierdie saak oplos nie? Nou sê die Here, as jy dit doen, dan bly jy jou oë fokus op die klip. Haal jou oë van die klip af en vertrou my. Vertrou hom. Kom in God se plan. Vra Here, wat is u plan dan? Om 'n verandering te bring. Verander jou denke, verander jou gedagtes, dan sal jy meer as oorwinnaar wees. Moenie na jou probleme kyk nie. Kyk na die oplossing. Neem 'n besluit. Nou in onsself kan ons wragtig nie partykeer 'n oplossing kry nie. Daar is net sekere situasies wat jy self nie die oplossing kan kry nie. Maar met God se hulp en by sy voete kan hy kom
en 'n wonderlike oplossing vir jou gee. Vra hom, hoor by hom, wat is die oplossing? Want die oplossing lê by God. Moenie 'n victim wees nie, maar word 'n overcomer. Ons praat van 'n victim spirit. Ooh, jy weet nie hoe gaan dit met my nie. Alles gaan verkeerd. Alles is verkeerd. Ooh, as jy in my skoene was, sou jy nie oorleef het nie. Victim spirit. Kom in oorwinning spirit. Weet jy, daar's 'n paar probleme, maar met die hulp van die Here sal ons oorwin. Ek sien nie 'n oplossing nie, maar ek vertrou die Here vir 'n oplossing. So verander jou mindset, verander hoe jy dink. As jy besig is met klagtes, ek het hier complain geskryf en blame. As mense vir berading kom, en hulle kom op hierdie pad, van complain en blameer, sê, pastoor moet verstaan, as hulle nou nie so gemaak het nie, dan was hierdie situasie nie so nie, en as daai nie so gemaak het nie, was ek nie nou in hierdie situasie, amper sê ek bolle, in hierdie situasie nie. Die mense kyk so vas in hulle situasie, dat hulle is net besig hier op die klip, hulle rol die klip nog, hulle kom nie los van die klip nie, kom weg van die klip. Wat gebeur met 'n mens, as jy by die klip bly en kyk na die klip, en dink, Here, ek weet nie die oplossing nie, ek kry nie 'n oplossing nie, dan, sê die woord, gaan jy in 'n woestyntydperk in beweeg in jou geestemensie. Hoekom? Want jy laat God nie toe om vir jou 'n oplossing te bring nie. Jy vertrou God nie genoeg om hierdie saak aan sy voete te laat nie. Vertrou God onvoorwaardelik, want anders is jy besig om op daai klip in die woestyn te gaan sit, want jy vertrou God nie. Wanneer jy God vertrou, die verspieders moes God vertrou, en God het hulle gevat, te midde van die groot mense en alles, en hy het die onmoontlike moontlik gemaak, en hy het hulle in die beloofde land ingelei, omdat hulle die geloof gehad het daartoe. Die situasie waarin jy nou verkeer, is as gevolg dat jou verhouding met die Here skade ly, dat jy nie genoeg stilte tyd hou nie, dat jou stilte tyd kwyn, of dalk het jy bitterheid toegelaat, wrokkigheid in jou hart. Ek wil amper sê, ek het nog nooit iemand ontmoet, wat nog nooit nie te nagekom is nie. Ons almal is iewers langs die pad te nagekom, of situasies is buite jou beheer, jy het geen beheer daaroor nie. Die lewe is nooit vir almal regverdig, ons is ongelukkig almal maar mense op die aarde, maar ons moet waak, dat daar nie bitterheid en blaamverskywing in ons hart kom lê nie. Dalk is jy so besig met jou werk, om net te oorleef, dat jy nie tyd maak om die Here se stem te hoor nie. Of jy voel, maar die Here kom nie, gryp nie in nie, dat jy amper desperaat is. Ek wil afsluit met Romeine 2 vers 29. Maar hy is 'n Jood, 'n gelowige, wat dit in die verborge is, en besnydenis is die van hart in die gees, nie na die letter nie. So die Here, ons teksvers was, besny jou hart. Nou kom die Here en hy eindig vandag sy preek, en die Here kom sê, besnydenis lê in vandag se tyd vir die gelowiges, besny jou hart, laat God toe, laat hy 'n besnydenis van jou hart doen, laat jou hart verander, sodat God kan regkry met jou lewe, dit wat hy wil hê, moet gebeur, sodat hy jou die beloofde land kan inlei, maar eers moet jy jou hart besny. Die Lewende Bybel in die Nuwe Vertaling sê, wie kan dan 'n
egte gelowige genoem word. Dit is iemand wie sy hart voor God reg is, wat in sy hart verander is deur die Gees van God. So iemand sal nie van mense die eer kry nie, maar van God. Ander woorde, ek wil sluit. Laat toe dat God jou hart besny, laat God die rigtinggewer van jou lewe word en los jou probleme by daai klip, sodat jy vry kan wees om God se stem te hoor. Amen. Kom ons bid saam. Abba Vader, baie dankie dat ons in U oorwinning kan behaal. Dankie dat U, die Vaderhart van God, deur die krag van die Heilige Gees, oorwinning vir ons kan bring. Dankie dat U U Seun gestuur het. Dankie vir die Heilige Gees. Dankie dat U deur ons harte en ons denke, deur die krag van die Heilige Gees, ons situasie kan verander. Ons kan leer om saam te leef met ons situasie en dat ons leer om U te vertrou, om die nodige verandering te bring. En ek dank U, Here, U is die God van die onmoontlike. U sê in die woord, sou iets onmoontlik wees vir God om te doen? Nee, God is die God van oorwinning. En ons eer U, prys U, loof U, dankie dat ons ook ten opsigte van ons probleme vandag dit vir U gee en in U oorwinning stap. Word U verheerlik daardeur. Amen.